Hallo julle, vandag kyk ons na die grafiek van y is gelyk aan sin x en ek gaan dit skets deur basies maar 'n tabelletjie te gebruik. Jy hoef nie die inligting in 'n tabel te sit nie, jy kan dit net op jou sakrekenaartjie uitwerk ook. Die belangrike hoeke wat ons hier op ons horisontale as het, is 0, 90, 180, 270 en 360 grade. Goed, dan begin ons om dit dadelik, as x 0 grade is, dan is sin van 0 grade ook 0. Sin van 90 grade is 1, sin van 180 grade is weer 0, sin van 270 grade is minus 1 en by 360 grade is sin weer 0. So hier by 0 grade moet my y-waarde ook 0 wees. By 90 grade moet ek opgaan met 1 eenheid. By 180 is ek weer 0. By 270 kry ek min 1 en by 360 is my antwoord 0. En nou moet ek basies maar net die punte verbind. Onthou dat die trigonometrie funksies gerond is, so rond deur daai een. Ja, is nie so maklik om op die skerm te teken nie, maar ek dink daardie een kan werk. Nou wil ons kyk na die definisieversameling, waardeversameling, amplitude en periode. Definisieversameling is maar dieselfde as wat jy gehad het in algebra, en ook dieselfde as wat ons gehad het by die kosgrafiek. So jy kyk basies na jou x-waarde. En my x-waardes kan ek sien het begin by 0 grade, want dis waar ek geskets het, en ek het aangehou tot by 360 grade. Onthou, vir my definisieversamelings kyk ek net wat het ek hier geskets, van 0 tot by 360. Dis nie so dat die grafiek stop by 360 nie. Hy gaan net hier begin om homself te herhaal, soortgelyk aan die kosgrafiek. Goed, ons waardeversameling is ons y-waardes. Jy kan sien ek het die kleinste y-waarde by min 1 en 'n grootste y-waarde by plus 1 en my hele grafiek bly tussen min 1 en 1. So al my y-waardes kom uit min 1, 1. Goed, dan die amplitude. Nou ek het die amplitude mooi verduidelik toe ons kos gedoen het, so ek gaan dit nou net vinnig sê. Hierdie grafiek het 'n middellyn daar op die x-as. En as jy kyk, dan gaan ek presies 1 eenheid op vir my hoogste y-waarde en presies 1 eenheid af vir my laagste y-waarde. En daardie afstand wat ek op en af gaan, dit is my amplitude. So my amplitude vir hierdie grafiek is net 1. Dit is waar dat die amplitude ook die koëffisiënt van die sin x is, en omdat daar niks staan nie, weet ons, daar is eintlik 'n 1. En dan die periode, ook, miskien moet jy kyk na die kosgrafiek, as jy nog nie weet wat periode is nie. Ek gaan vinnig sê, hier is die grafiek, dit begin by 0, op, af, op, en het eindig by 360. En hier gaan dit homself herhaal. Die grafiek bly so, sulke golwe maak, die een na die ander, en dit neem 360 grade om 'n hele singolf te voltooi, en daarna herhaal hy homself. Goed, kom ons kyk na y is gelyk aan minus 2 sin x. Nou, ek gaan dit weer doen met 'n tabelletjie. Ek gaan sommer begin invul.
as x 0 is, dan is minus 2 sin van 0 ook 0. Minus 2 sin van 90 is min 2. Minus 2 sin van 180 is 0. Vir 270 grade kry ek 2 en vir 360 grade kry ek 0. So as ek dit op my grafiek sal aandui, daar wanneer die hoek 0 is die y-waarde ook 0. Wanneer die hoek 90 is, moet ek afgaan tot by min 2. Vir 180 grade is ek weer op die x, op die x-as. By 270 grade moet ek opgaan tot by 2 en by 360 is dit 0. So kom ons teken hom net hier. Onthou gerond. So hier die een is nou y is gelyk aan min 2 sin x. Ek wil tog hierdie hoekie 'n bietjie beter maak, want ek het nie mooi deur die punt gegaan nie, daar sy so iets. Goed, dis y gelyk aan minus sin 2x. Nou kom ons vergelyk dit net 'n bietjie met y gelyk aan sin x. Jy weet, vir y gelyk aan sin x het ons basies so gelyk. Dit is hoe 'n singolf lyk. Nou, wat is anders as jy na die een kyk? Ons begin dalend. Kom ek vat 'n rooi pen, ons begin dalend en dan gaan ons so. En ek hoop jy sien dat as ek my boek op die x-as sou toemaak, gaan die twee presies op mekaar lê. So altyd wanneer jy 'n negatief hier het, is dit 'n refleksie in die x-as. Dit is 'n refleksie in die x-as. Vir 'n refleksie in die x-as maak ons mos y minus y. So dis waar daai min vandaan kom. Goed, kom ons antwoord die vraag oor die definisieversameling, die waardeversameling en so aan. Die definisieversameling is my x-waardes en ek het geteken van 0 af tot by 360. So dit sal wees x is 'n element van 0 tot by 360 grade. My waardeversameling is my y-waardes en ek sien hier dat ek 'n kleinste y-waarde het by min 2 en 'n grootste y-waarde het by plus 2 en dan is my hele grafiek tussen min 2 en 2 met die 2 natuurlik ingesluit. So my y-waardes gaan van min 2 af na 2 toe. Goed, die amplitude. Amplitude is 'n afstand, so dit gaan altyd positief wees. En wat ek moet doen, is ek moet kyk waar is die middel van die grafiek. Nou van min 2 tot by plus 2, hier op die x-as het ek die middel. Dit beteken ek gaan 2 eenhede op en ek gaan 2 eenhede af. So die amplitude is 2. Belangrik, jy kan sien dat die amplitude 2 is deur na die koëffisiënt van sin x te kyk. Ek het min 2 as 'n koëffisiënt. Maar omdat die amplitude altyd positief is, gaan die amplitude net 2 wees. En die laaste is die periode. Nou ja, ons het nou al 'n paar keer gesien vir die singrafiek en ook vir die kosgrafiek is die periode altyd 360 grade. Eers in graad 11, wanneer hulle die hoek ook gaan verander, kan my periode begin verskillend raak. Maar in graad 10 gaan ons nie die hoeke verander nie, so ek het net een golfie,
tussen 0 en 360 grade en dan begin hy homself herhaal.